Goeiemôre, en ons is so 'n bietjie later as wat ons wou wees, maar ons is daarom saam met jou hier vir 'n koppie koffie. Ons aanvaar dit gaan so 'n tydjie vat voor jy oorgeskakel is van die YouTube nou na die Facebook. Jammer dat ons so 'n oorskuif moes maak. Om een of ander duistere rede het al ons sein weggereen. Ons het so 6:15 al getoets en dit is alles reg. En toe ons nou op die tyd wil lewendig stroom, toe sit net weg. Van ons kant af hier by Helpende Hand baie welkom by sommer net is net 'n hallo sê. Die bedoeling is net 'n hallo sê. Ons het geen bybedoelings met die gesprek behalwe om vir jou as student en as leninghouer te sê ons baie dankbaar dat jy saam met Helpende Hand op pad loop. Ons doen oor die afgelope klomp jare en oor hierdie klompie jare het ons al mooi bande gebou met 'n klomp studente. Dit is interessant, van hulle is al lank in die beroep, van hulle se kinders skryf op matriek. En die lekker agter dit is dat jy vandag ook, as jy saam met ons kuier, deel is van ons Helpende Hand familie. Helpende Hand is 'n gemeenskapsinstelling wat baie sterk glo wat ons doen. En as ons sê ons wil saam met jou koffie drink, dan bedoel ons wil saam met jou koffie drink. Ons wil vir jou sê, dis vir ons belangrik dat jy in jou dag tot dag bestaan weet dat jy nie alleen moet vorentoe gaan. Jy is deel van 'n gemeenskap, jy is deel van 'n geborge familie. Groter is net jouself, groter is net jou huisgesin. Dit is vir ons baie lekker om te weet dat jy vanmôre kan inskakel. Net vir interessantheid, ons het 1300 van julle kon nooi as nuwe leninghouers. Dis daarom vir ons ook 'n belangrike geleentheid, want dit is die grootste groep leninghouers wat ons op een slag kon nooi en sê, kom sê saam hallo. Dit beteken wel dat jy die afgelope tyd bekend geword het met ons prosesse. Partykeer is dit maar frustrerend om te dink hoeveel goed moet jy invul, hoeveel goed moet jy indien. Maar jy moet ook onthou, dis 'n kompeterende wêreld en as daardie 30 September aanbreek en die leningaansoeke sluit, dan is daar 'n reuse klomp studente wat eintlik elke dag wag vir 'n uitslag. En daardie 1500 of 600-700 aansoeke moet deurgewerk word. En dan moet ons sê, goed, gaan ons verantwoordelikheid vat, gaan ons die risiko vat, en vir wie van julle help ons? As jy vanmôre die uitnodiging gekry het, as jy vanmôre inskakel by ons, beteken dit, jy het een van ons lenings gekry. Rentevry, natuurlik 'n groot voordeel, maar hy het ook die groot waarde dat jy aan jou toekoms kan bou. Ek wil net gehoor, kan julle hoor, is hy op? Kan die mense my hoor? Goed, ek wil nou nie hier sit te praat en dan praat ek hier met 'n mikrofoon en met die mense agter die skerms en julle wat dit moet hoor dit nie. En dan weet ek ook die bedoeling is daarom dat ons dit opneem en na die tyd weer gebruik. So van my kant af, ek is Hannes Neet, uitvoerende hoof van Solidariteit Helpende Hand. Ons is 'n groot gemeenskapsinstelling. Ons het winkels wat vir ons befondsing bring vir julle as studente. Ons het takke en streke op hierdie stadium 14 streke, oor die 200 takke. So 2000 vrywilligers en dan het ons 100 projekte, meer as 100 wat regtig elke dag besig is oral in ons gemeenskap. Wat doen ons? Ons bou gemeenskappe. En deel daarvan is om seker te maak jy kry opvoeding. Daar's opleiding en ontwikkeling. En dis hoekom ons vir Lizaan ook hier het. Sy kyk na ons finansies hier by Helpende Hand, sy is ons operasionele adjunkhoof. Ons het vir Jolandi, sy hanteer alles rondom ons studietrust. En een of ander stadium gaan jy in jou studieloopbaan van die studietrust af ten minste 'n skrywe of 2 met haar handtekening op bykry. En ons is deel van 'n lekker groot personeel, 'n hele 170 van ons. En wat doen ons? Ons maak ons gemeenskappe sterker. Ons werk in die realiteit van vandag. Daar's uitdagings. Daai uitdagings beteken dat jy aansoek gedoen het vir hierdie student omdat jy nie sommer net uit jou klein sakkie betaal nie. Dis omdat dit nie net sommer 'n EFT is wat jy doen en as jy studies betaal nie. Dis omdat jy weet jy moet 'n plan maak. Daarom is ons baie trots op ons studiesentrum wat 1300 studente kan help. Maar in dieselfde asem sê ons ook vir julle, dankie dat jy die verantwoordelikheid opneem om jou studies klaar te maak. Want so bou ons sterk gemeenskappe en so bou ons vorentoe. Die realiteit is, jy is nie alleen op hierdie aarde nie. Jy is nie alleen in ons land nie en jy is nie alleen geroep nie. En daarom mag jy studeer, mag jy saam met ons studeer rentevry, maar mag jy op die einde ook verantwoordelikheid neem om 'n volgende student te help. Van my kant af die enkele sinnetjie en dan gaan ek vir Lizaan kans gee. Baie welkom by die Helpende Hand Studietrust. Baie welkom in die Helpende Hand familie. Baie dankie dat jy iets verstaan van dat ons werk met welstand deur werksaam. Ons leer dat jy mense moet help deur te werk, met hulle eie hande en so ver moontlik selfversorgend te wees. Want iemand wat altyd afhanklik is van 'n ander, bly altyd afhanklik van 'n ander. En dit is presies wat ons nie wil doen nie. So van die Helpende Hand se kant af, ontwikkel jouself, gebruik die geleentheid van die studielening. Wees positief. Wees positief vir die land, wees positief vir jou toekoms, wees positief vir jou studies. En onthou ons is daar as 'n dienskantoor, as 'n studietrust, was vir ons belangrik dat jy studeer, dat jy jou studies geniet
en dat jy rentevry klaarmaak. Baie sterkte vir jou studies en geniet die dag saam met ons. Dankie vir die paar minute wat jy saam met ons koffie drink. Ons sal dit later weer doen met spesifieke temas, spesifieke agendas. Vanoggend se eerste halfuur was net om te sê hartlik welkom in die Solidariteit Helpende Hand familie. Goeiemôre julle, soos Hannes gesê, dis ek Lizaan Coetzee, adjunk uitvoerende hoof van Solidariteit Helpende Hand en is my 'n groot voorreg om vanoggend net vir julle te sê welkom hier by die Helpende Hand familie. Ek wil vandag vir julle net 'n eenvoudige maar tog baie belangrike boodskap bring en Hannes het dit ook nou gesê, jy is nie alleen nie. Jy word gehelp in 'n tyd soos hierdie. Ons sit in 'n wêreld waar dit al hoe moeiliker word om hoër onderwys te kan bekostig. Maar jy het die geleentheid ontvang. Ons het 'n belegging in jou toekoms gemaak. Daar is baie studente met potensiaal en talente, maar die geleenthede is regtig baie min. En daarom is ons hier by die Helpende Hand Studie Trust om jou te ondersteun en om daardie brug vir jou te bou tussen jou eie drome en die realiteit. Nou liewe studente, van my kant af is hierdie lening regtig nie net finansiële hulp nie. Maar dit is 'n bewys dat die Helpende Hand Studie Trust in elkeen van julle glo en vir julle sê, gaan studeer en maak 'n verskil. Maar natuurlik met hierdie hulp kom daar tog 'n verantwoordelikheid. Eerstens, om hierdie lening met dankbaarheid en vasberadenheid aan te gryp en jou studies suksesvol te voltooi. En dan tweedens, om hierdie studielening terug te betaal. Nou, meeste van julle begin hierdie jaar met R100 terugbetaling maandeliks en dan later as jy afgestudeer het, word die res van die lening terugbetaal. Nou net vir interessantheid julle, hierdie R100 wat jy elke maand moet terugbetaal is maar gelykstaande aan 3 of 4 koppies koffie, afhangende van waar jy koffie koop, of 4 Krispy Kreme donuts. Dis regtig nie baie geld nie. Maar hierdie R100 wat jy hierdie jaar terugbetaal, beteken dat ons reeds volgende jaar 'n klomp nuwe studente met hulle studies kan bystaan. En dan wanneer jy afstudeer het, is dit baie belangrik vir jou om so vinnig as moontlik te probeer om jou studielening terugbetaal, sodat ons weer in die volgende student se toekoms kan belê, soos wat ons hierdie jaar in joune belê. Nou student wees is nie maklik nie. Daar gaan dae wees wat dit regtig moeilik is. Daar gaan dae wees wat jy moeg voel. Daar gaan dae wees wat jy selfs wonder, is hierdie nou regtig wat ek moet doen? Is dit die moeite werd? Maar onthou dan waarom jy hier is. Ons ondersteun julle sodat julle 'n toekoms kan bou. Nie net vir julleself nie, maar vir die gemeenskappe om julle. Ons leef in 'n tyd waar mense mekaar verskriklik nodig het. Waar die wêreld kundige en passievolle jong mense soos julle nodig het. Julle word gehelp in 'n tyd soos hierdie om te leer, om te groei en dan om uiteindelik weer terug te gee. So gebruik hierdie geleentheid wys. Werk hard, wees gefokus en onthou, die Helpende Hand Studie Trust is saam met julle elke tree van hierdie pad. Van my kant af, baie sterkte met die jaar se studies en mag hierdie lening net die eerste tree wees in 'n baie suksesvolle reis. Dankie Lizaan en Hannes. Goeiemôre julle, dit is my baie lekker om vanoggend saam met julle te kuier. Ek is Jolandi Tron en saam met Rian Bresler dien ons op die uitvoerende komitee sowel as die afdelingshoofde van die Helpende Hand Studie Trust. Dit is ons baie lekker om saam met julle te kuier en natuurlik het ons wonderlike spanne dan onder ons wat fondse bestuur, lenings administreer, terugvorderings en rekeningsstate hanteer en baie meer. Vanoggend is ons baie opgewonde saam met julle almal vir julle studies wat voor lê hierdie jaar, of jy nou aan die begin van jou studiereis staan en of jy nou al ver in jou reis is en amper klaar is. Baie sterkte vir die jaar. Ons is saam met jou opgewonde en ons weet dit gaan 'n wonderlike jaar wees vir jou. So jy weet nou bietjie meer van die organisasie wat vir jou die lening toegestaan het.
En ons hoop jy voel ook deel van die Helpende Hand organisasie, die Helpende Hand wat vir jou ondersteun hierdie jaar, en mag jy dan ook weet dat jy welkom is om enige tyd uit te reik na ons. Ons wil hê dat jy ook deel voel van 'n Helpende Hand wat jou ondersteun. En as jy meer wil verstaan van die krag van 'n gemeenskap, wil ek regtig vir jou uitdaag om te gaan kyk na die gemeenskap wat jou gehelp het. Gaan vind uit waar is jou naaste Helpende Hand tak en ondersteuners en vrywilligers en gaan raak regtig betrokke en gaan kyk wat dit beteken om terug te ploeg in die gemeenskap wat jou ook hulp bied op hierdie stadium. Jy moet nooit alleen voel op hierdie reis nie, julle is welkom om uit te reik na Helpende Hand takke naby julle. Ons het baie onderwysstudente hierdie jaar, ek wil julle ook dan nou aanmoedig, gaan kyk waar is ons plek in jou omgewing. Daar waar 'n naskool of 'n kleuterskool Helpende Hand ons plek is, gaan raak betrokke en gaan kry 'n bietjie praktiese ondervinding in die onderwyswêreld. Dan wil ek net so 'n paar belangrike punte beklemtoon vanoggend vir julle. Jy as student het aansoek gedoen met 'n spesifieke e-posadres en ek wil jou aanmoedig, gaan kyk gereeld na jou e-posse. Gaan kyk wat ons vir jou aanstuur en dan wil ek ook vir jou sê, lees daardie e-posse van begin tot einde mooi deur. Gaan kyk na belangrike sperdatums, hou daarby asseblief, dit gaan net tot jou voordeel wees. En kyk onder aan jou e-pos, van wie af is dit? Dit gaan of van 'n Twanet af wees, of 'n Marilise, of 'n Marochelle, of 'n Ansonel. En daardie is jou persoon vir die jaar. Jy kommunikeer met daai persoon hierdie jaar. As jy iets lees, raak lees in daai e-pos waaroor jy onseker voel, dan kan jy vir daardie tannie vra, wat moet ek doen? Nou goed, soos julle weet, moet ons ook nou maar aan, soos enige ander maatskappy moet ons aan audit en risikokomitees ook terugvoer gee en rapporteer. En is belangrik vir ons om by baie belangrike maatreëls te hou. So jy gaan sien, ons vra vir jou. Voor enige uitbetaling, laai vir ons 'n rekeningsstaat of 'n faktuur van die instelling. Ons betaal slegs aan daai diensverskaffers uit. Na die eerste betaling, laai vir ons 'n staat wat daai eerste betaling reflekteer voor ons die volgende betaling doen. Dis belangrike maatreëls en ons wil graag vra dat jy daarby hou en hou by die datums en dan gaan jy ook verstaan dat jou lening ook vlot sal uitbetaal en verloop. Maar wel gedaan, soos Hannes gesê, dit is nie 'n maklike proses om aansoek te doen vir so 'n lening nie en nog minder om dit op te neem. Maar jy het dit gemaak en ek moet vir jou sê wel gedaan, want dit is hoe dit is in die lewe ook daar buite. In die werksplek, in die lewe, niks kom maklik nie en jy gaan groei in elke aspek van jou mens wees terwyl jy ook studeer. Goed. Nou wil ek net vir julle sê, met dit gesê, onthou dat die korrespondensie daar is om jou te ondersteun, gaan kyk te alle tye na jou e-posse. Soos julle weet, het ons 200 studiefondse wat ons dan nou bestuur en administreer. Elke een met sy eie kriteria en komitee en een van daai komitees het jou gekies hierdie jaar om 'n lening te ontvang. So dis vir ons baie lekker om vir daai mense terugvoer te gee. Wanneer ons dan nou vir jou vra, student, laat weet vir ons hoe dit met jou gaan en stuur vir ons 'n bietjie jou punte. Asseblief doen 'n bietjie moeite. Dis vir daai donateur verskriklik lekker om te hoor hoe dit met jou gaan en om te sien hoe jy vorder. So ons gaan van tyd tot tyd vir jou vra vir terugvoer en asseblief maak 'n bietjie moeite. Dis baie lekker vir daai donateurs, soos ek sê, om dit te sien en ons stel vir hulle baie mooi verslag op dan nog van. Ek wil vir jou baie sterkte sê met jou studiereis, met hierdie jaar en maak die beste van die geleenthede wat jy vandag ontvang, laat jy eendag kan terugkyk en kan sê, ek het dit gekry, ek het die beste gedoen wat ek kon en mag die Here jou seën en geniet dit. Jolandi, dis net 'n vraag. Hulle vra begin nie aftrekke einde Februarie of einde Maart, as jy dit ook net kan aanvul. Terugbetalings. Ja. Maar hulle begin hulle eerste aftrekke. Sodra jou lening uitbetaal is, die eerste gedeelte van jou klasgeld, sal die debietorder deurgegee word na ons oulike debiteure dames en hulle gaan dit dan in plek stel vir die maand waarvoor jy geteken het en dit sal waarskynlik nie in dieselfde maand wees as die eerste betaling nie, dit sal in die volgende maand daarna wees. Net voor ons klaarmaak wil ek dan van my kant af net gou 3 kort storieetjies vertel. Die een is van ons donateurs en ek wil daarmee sommer vir hulle sê baie dankie. Om 61 miljoen uit te betaal vir studente beteken dat jy oor die 200 studiefondse het, soos Jolandi gesê het, wat regtig van hulle kant af elkeen glo in 'n toekoms. En jy moet bydra daartoe dat jy ook glo in 'n toekoms en jy geroep is vir 'n tyd soos hierdie.
So aan daardie, en dis die eerste storie wat ek sal vertel, is met oor die 200 mense of 200 studiefondse wat in gemeenskappe en in streke en in besighede glo dat jy 'n toekoms het. So moet jy self nooit ophou glo in jou eie toekoms nie. Die tweede storieetjie wat ek daarbey wil aansluit is hoe mooi hierdie storie soms is van hoe die mense dit inbring. Die op my tafel wat julle nie kan sien nie, maar net hier agter ons is 'n suurlemoen. En daai suurlemoen het gekom saam met 'n tannie wat hier ingery het van Vanderbijl Park af. Sy het hier ingekom, 'n sakkie suurlemoen op my tafel gesit en vir ons 100 000 oorbetaal om 'n student te laat leer. Dis nie omdat sy so ruim het nie, maar haar mooi storie is dat sy sê dit kon haar kleinkind wees wat 'n lening moes kry en daarom gee sy 100 000 vir studente. En van julle wat vandag luister, het waarskynlik van haar lenings ontvang. So dis mooi. Die ander mooi storie is vir my van 'n tak wat vanaf die 16de Desember tot en met die dag voor Kersfees geskenke toegedraai het. Omtrent 20 vrywilligers wat daai 10 dae lank almekaar gewerk het, was 9 dae almekaar toegedraai het, sodat een student Januarie kon begin. En een van julle wat hierdie luister, is die resultaat van 'n klomp mense wat 9 dae lank die middelste deel van Desember geskenke toegedraai het in 'n winkelsentrum sodat ons studente kan dit leer. Ek noem dit vir julle om te sê hoe mooi is die stories van daai brief wat jy kry van jou studentelening is goedgekeur. Geniet die geleentheid, geniet die studies, ons is trots op ons leninghouers. Dit is lekker om kontak met julle te hê. Dankie dat julle inskakel en volgende kwartaal dan gesels ons weer met julle. Daarom, as daar vrae of temas is wat julle graag sal wil bespreek, gee dit vir ons deur. En ons volgende een is dan 'n tema bespreking vanaf ons studietrust aan ons leninghouers. Mooi dag vir julle en ons groet julle met helpende hand groete. In hart, met krag, tot hoop.